Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Dit bly die evangelie, dit bly net die goeie nuus. Weet jy, ek dink baie keer daaraan toe die nuwe vertalings uitgekom het, toe ek kan nie onthou hoe oud was ek nie. Toe was daar 'n klein Bybeltjie uitgegee met net die 4 evangelies in. Ek kan nie onthou wat die boek van die Bybel nog nie. En voorop hom het gestaan die blye boodskap. En dis die eerste keer wat dit vir my so 'n indruk op my gemaak het, die blye boodskap. En totdat ek nou later van tyd weer by hierdie werklikhede uitgekom en nadat ek deur die tradisies geloop het en ek op 'n punt gekom het wat ek so veroordeel was in die tradisionele konsep, dat ek om hulp geroep het en ek het die Bybeltjie weer gesien en ek sien die blye boodskap en toe ek die evangelie hoor vir die eerste keer, toe is dit soos die Engels sê, toe relate ek met dit, dat ek was so opgewonde gewees oor 'n blye boodskap. En dit is wat die evangelie is, dit is die blye boodskap, dat hierdie groot God was so opgewonde dat hy sê, want so lief het God die wêreld gehad. Mense kan baie keer daaroor praat, maar ek dink nie ons kan beskryf so lief. Wat beteken dit as die groot God sê, hy het ons so lief gehad? Fantasties. Nou kom ons by mekaar en ons praat oor hierdie werklikhede. Ons gaan net op 'n ontdekkingstog. Nie dat ons kan sien dat ons enigstens iets moet bykry nie, maar dat ons absoluut net kan agterkom, wat het ons gekry toe hierdie groot God ons bykans 2000 jaar terug in Jesus gesit het, en Jesus het vir elke mens gesterf, en hy staan na 3 dae op, en hy gee vir elke mens 'n nuwe lewe, naamlik sy lewe. En Jesus sê vir die mense self in Markus 16, toe hy opstaan, gaan verkondig hierdie evangelie aan die ganse mensdom. Hy sê, en vir hulle wat glo en hulle laat doop, sal gered word. En dan sê hy, vir hulle wat glo, sal die volgende werklikhede plaasvind. En dan praat hy daarvan, hulle sal hande op mense lê, ensovoort. En dan gaan hy verder, dan sluit hy af. Hy sê, en hulle het uitgegaan en die woord verkondig, hulle het gaan preek. Hy sê, en God het saamgewerk deur allerhande wonders en werke. Mense, ons wil so graag die kar voor die perde span. Jou werklikheid is hierdie evangelie wat jy verkondig. En hierdie groot God is so betrokke. Ons dink baie keer Jesus het gaan sit aan die regterhand en hy het ons nou alleen gelaat hierso. Nee, hierdie groot God is so betrokke by die mens, dat hy nou binne in die mens is. En dit is daarna wat ons gekyk het, die geskenke wat God gegee het vir die mens in Christus Jesus. Ons het laas die vorige keer daaroor gepraat, dat God het vir ons hierdie geskenke gegee, wat presies inpas, wat maak dat ons inpas, dieselfde vorm het as die ewige lewe. Ek het genoem van 'n legkaart, wat hy presies dieselfde vorm moet wees, om te kan ingaan. En dit is die werklikheid, en dat God het ons verskeie geskenke gegee. Die eerste geskenk wat hy ons gegee het, natuurlik, het ons uitgehaal uit Romeine 6 uit, en ons het dit uitgehaal uit Galasiërs 2 uit, en ons het uitgehaal uit 2 Korintiërs 5 vers 15 en 16 uit. Die eerste geskenk is die dood. Dat hy het vir ons gesê, hy het die ou mens doodgemaak, die vleesmens, dit wat die mens geword het met die sondeval. As 'n mens net gaan kyk, dit klink baie keer hard as 'n mens sê dat as een vir almal gesterwe, dan het almal gesterwe, en hy het vir almal gesterf nie. Of Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Dit klink hard, maar kom ons kyk net na die werklikheid daarvan, want God het in die begin vir die mens gesê, weet jy wat, daar's 'n boom van die lewe en daar's 'n boom van kennis van goed en kwaad. Die mens het keuse, van die begin af keuses, en selfs hierdie boodskap, jy het 'n keuse of jy dit wil glo of dit nie wil glo nie. Maar hierdie groot God gaan en hy sê vir hulle, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie. Die mens gaan en hy gaan eet van daardie boom. En God bewaak daardie boom. En hy stel engele aan oor hom, want ons sal later sien dat daardie boom is Jesus Christus. Want God sê, die mens het nou verval, hy het vlees geword. As die mens nou van die boom van die lewe eet, dan sal hy vir ewig lewe in die toestand waarin hy is. Mense, is baie belangrik, dat as die mens van die boom van
lewe geëet het, dan sal hy vir ewig lewe in die toestand waarin hy is, maar dan sou die mens vir ewig in 'n sondige natuur geleef het. Daarom het God dit bewaak en die mens uit die tuin uitgestuur, sodat die mens nie van daardie boom leef en vir ewig lewe in daai gevalle toestand nie. Maar nou begin hy praat en hy sê die grond waaruit jy geneem is, sal voortbring dorings en distels. Dan gaan hy deur die skrif, dan word die boom telke male, die tak, Moses se kierie, telke male word hy moes die rots slaan met die hout. Dan kom hy byvoorbeeld in Jesaja 55, dan beskryf God hierdie werklikheid so. Hy sê in die plek van die doringboom gaan daar 'n sipres wees. In die plek van die distel 'n mirte. So wat moes eers gebeur het met daardie doringboom? Die doringboom moes gesterf het. Hy moes uitgekap geword het. En in die plek daarvan, dis nie 'n verbetering van die oue nie, dis godsdiens. Is waar die oue moet verbeter. Jy moet jouself aanvaarbaar maak vir God, jy moet self verbeter. Nee, dis 'n wegdoen met die eerste. Gaan lees Hebreërs 7, 8, 9, 10 praat daarvan, dat dis 'n wegdoen van die eerste en 'n instelling van die tweede. Mense, so, die doringboom moes uitgekap word en daar word 'n sipres aangebring. En so gaan dit selfs in Matteus 7, in die bergpredikasie, dan sê Jesus vir hulle, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Want hy sê, hy gaan die ou boom uitkap. En dit is so dis baie belangrik as 'n mens dit beskryf, hoekom dit so voordelig was dat die eerste geskenk, wat ek in die vorige lering gesê het, die eerste geskenk wat God vir die mens gegee het, is sy sterwe. En die tweede geskenk wat hy gedoen het, vir die mens gegee het, is die nuwe lewe. Romeine 6, van vers 4 tot vers 10, 2 Korintiërs 5, vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, hy 'n splinter nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Baie, baie belangrik daar, mense, dat ons sien, dis 'n totale nuwe werklikheid, dis nie 'n verbetering van die oue nie. Hy praat selfs in Hebreërs 10, dat ek nou daaraan dink, hierdie, wat hy sê, dat ons nou op 'n nuwe en lewende weg kan ingaan, deur die voorhangsel heen, dit wat nie van die Ou Testament eers naaste by beskore was nie, selfs die hoëpriester, as hy nie reg was vir dit nie, het hy gesterf. So dit is alles die geskenke wat God vir ons kom gee het, en hy het vir ons sy lewe gegee, sy gees gegee, 1 Korintiërs 2 vers 12, daarom het God vir ons nie die gees van die wêreld gegee nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan ondersoek wat God vir ons uit genade geskenk is. En dan kom hy en dan praat hy daarvan in 1 Korintiërs 3 byvoorbeeld, net later aan. Hy sê, weet jy nie dat jou liggaam 'n tempel van God is, en dat die gees van God nou in jou woon nie? Mense, so wonderlik, as ons daarna gaan kyk, alles hierdie geskenkies wat God vir ons gegee het. Nou ek wil nou aangaan net en gaan kyk na die geskenkies wat God vir ons gegee het. Ek begin weer met dit wat ek laas mee afgesluit het, 1 Korintiërs 1 vers 4, ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God, wat aan julle in Christus Jesus gegee is, sodat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is. Is 'n woord wat so belangrik is, dis nie onderhandelbaar nie. Die woord is nie onderhandelbaar nie. Dit staan so vas, dis hoekom God in die Ou Testament gesê het, my naam is ek is. So ons moet ag gee op is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle. Hy sê, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Jy gaan in geen enkele genadegawe agterstaan nie. Mense, dis so belangrik, want jy die volheid. Kolossense 2 vers 9 en 10 sê, die volheid van God is in Christus, en julle het die volheid. Ons het gelees 2 Petrus 1 vers 3 sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in godsvrug dien. Mense, jy kom niks kort nie. Hy sê, waardeur God ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk het. Ons is in geen enkele genadegawe staan ons agter nie. Dit wat Dawid geprofeteer het in Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dis dit waarvan hy praat, wat ons nou verkry het. Romeine 4 praat daarvan, dat Dawid het vooruitgekyk na hierdie werklikhede, aan hierdie werklikheid wat God die mens sal gee. Nou sê hy vers 8, dis baie belangrik, Christus wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om die dag van ons Here Jesus Christus
onberustelik te wees. Hy sê Filippense 1 vers 6, hy sê dat dit wat God in Christus begin het, sal hy ook vat tot aan die einde van tyd. Hoekom? Want die belangrikste is, jy leef nie meer nie, jy is saam met Christus gesterf. En dis nou sy lewe, en daarom sal hy dit vat. Kolossense 3 vers 4 sê, Christus wat my lewe is, omdat hy my lewe is, gaan hy dit vat tot aan die einde van tyd. Mense, ek het besef, as hierdie werklikheid gebou word op my eie krag en my toepassing en my vermoëns, dan gaan dit definitief nie lank hou nie, soos baie goed wat ek al aangepak het. Maar as dit God is, dan is dit 'n ewige werklikheid. So, nou kom ons en ons gaan kyk na 1 Korintiërs 1. Praat hy daarvan in vers 30, dat hy sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het, wysheid uit God, ons geregtigheid, heiligheid en verlossing. Nou ek wil bietjie oor hierdie geskenkies praat vandag, dat hy het vir ons geword, so ons het nie 'n keuse gehad nie. 2000 jaar terug, God het ons in Christus gesit en hy het vir ons geword, ons wysheid, geregtigheid, heiligheid en verlossing. Nou, baie belangrik, jou deel is om dit te hoor en dit te aanvaar, dit jou eie te maak. Nie 'n werk nie, te hoor en dit te aanvaar. As jy dit aanvaar, sal jy dit ervaar. As jy dit nie aanvaar nie, kies jy om verlore te gaan. Kom ons kyk gou na daai geskenkies. Die eerste ene is dan die wysheid. En nou kom Paulus en hy beskryf in die 2de hoofstuk van 1 Korintiërs. Hy sê hierso, my rede en my prediking vers 4 was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. So dit het absoluut nie gegaan oor menslike wysheid nie, want in die hele 1 Korintiërs 1 dan praat hy van hierdie werklikheid. Byvoorbeeld vers 19, hy sê, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die geleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien hy in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Dit is daai ding wat die mense praat oor kennis, dan sê hulle kennis maak opgeblaas. Dis daai natuurlike kennis, daai natuurlike wysheid wat jy het, wat net opgeblaas, maar jy maak net mense kwaad. Maar wanneer jy met openbaringskennis kom, dan begin jy lewe wek by mense, want dit is verborgenhede gewees, en die oorbring daarvan moet openbaring wees. Dis nie natuurlike kennis nie. Hy sê, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God, vers 24. Mense, hy gaan so ver, dat hy sê dat ons het nou die lewe van Christus gekry. Dit is wat ek aangehaal het, 1 Korintiërs 2 vers 14. Nou kom hy in vers 16, dan sê hy, want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kon onderrig? Maar ons het die sin van Christus. Nou baie keer is dit nie baie duidelik nie, tot ons hom in die Engels gaan lees, dan sê hy in die King James, who have known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. We have. Hoe kan jy die lewe van Christus hê sonder sy wysheid? Jy sien, en dit is daai werklikheid, hoekom jy nie net in 'n kopkennis moet gaan nie, en dis hoekom hy sê, dit wat vir eeue en geslagte verborge was. Petrus skryf daar 1 Petrus voor die grondlegging van die wêreld, maar dit is nou geopenbaar, is absoluut hierdie wysheid. Mense, ons moet daarna gaan kyk. Die tweede geskenk wat hy in 1 Korintiërs 1 vers 30 noem, is dat hy vir ons geword ons geregtigheid. Nou, die mooiste gedeelte waar jy dit kan gaan lees is in 2 Korintiërs 5 vers 21, waar hy sê dat God het 'n omruiling gemaak. Hy het ons sondes in Christus gesit en hy het Christus se geregtigheid in ons gesit. En dan praat die skrif daarom omdat julle nou geregverdig is. Hy praat byvoorbeeld in Romeine 4, die twee aksies. Christus het gesterf om ons daai geskenk te gee van ons sterwe wat ek oor gepraat het. Hy het opgestaan om ons 'n nuwe lewe te gee. Mense, dis die hele werklikheid van die goeie nuus. Hoor wat sê Romeine 4 vers 24 as hy praat oor geloof. Hy sê, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het. Hierdie Jesus wat oorgelewer is ter wille van ons misdade, vir die sterwe, die misdade, die loon van die sonde is die dood, en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Jy sien daardie twee.
Hy het gesterf vir ons sondes en hy het opgestaan ter wille van ons regverdigmaking. Dan kom die 5de hoofstuk met 'n uitroep. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. Jy sien, jy is nou geregverdig. Het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot die genade waarin ons staan. Soveel mense wil praat oor die genade, die regverdigheid wat nou aan ons geskenk is, wat 'n geskenk is, dit te glo, dit te aanvaar dat jy nou geregtig is, het jy toegang tot die genade. Anders te praat jy oor genade, maar dan wek jy maar self die genade op, en dit lyk nie vir jou regtig of dit werk nie. So, baie belangrik daar. As jy gaan kyk na die geregtigheid, gaan jy dit nie beter kry as Romeine 3, wat hy praat oor hoe aklig die mens gelyk het, hulle kele is 'n oop graf, hulle pleeg bedrog. Dan kom hy in die 19de vers en sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, het sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Vers 21, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Vers 22, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Christus Jesus vir almal en oor almal wat glo, daar's geen onderskeid nie. Net die papegaai, al kan hy praat, hy's nie ingesluit by dit nie, maar aan elke mens het God dit geskenk. Dan die skrifgie wat so baie aangehaal word, half aangehaal word, want almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. Ja, dis hoe jy gelyk het voor jy die geskenk van die kruis gekry het. Hy sê, moenie stop nie, vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Daarom sê hy, dit is 'n geskenk dat jy nou geregtig verklaar is in Christus. Mense, so kan ons aangaan. Hy sê, Romeine 5 byvoorbeeld, dan praat hy oor die val van Adam deur 'n mens, en die groter werklikheid deur een mens Christus, sê hy, daarom dan net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so is dit ook deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Het alle mense dit? Hulle het almal dit ontvang, het hulle dit aanvaar? Nee. Dan praat hy verder van die heiligheid. Hy sê dat hy het vir ons geword ons heiligheid. Mense, dis baie belangrik. Toe God aan Moses verskyn, toe sê hy vir Moses, trek uit jou skoene, waar ek is die grond heilig. Ons praat, ons is nie heilig nie, jy moet heilig word en al daai goede. Mense, is dit 'n werklikheid? Hoor wat sê 1 Korintiërs 3 vers 16, weet jy nie dat jou liggaam 'n tempel van God is en die gees van God in jou woon nie? Want waar God is wat? Die grond heilig. Hy sê vers 17, hy wat die tempel van God skend, God sal hom skend, want die tempel van God is heilig, is beteken nie onderhandelbaar nie, is heilig en dit is julle, deur die aanvaarding van dit wat Jesus Christus gedoen het. Mense, hy praat in Hebreërs 10 daarvan op 2 plekke. Hebreërs 10, deur hierdie wil, want Jesus het gesê die voorafbegaande verse, ek kom om u wil te doen, o God. Ek vat die eerste weg om die tweede in te stel. Hy sê, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Is jy geheilig of is jy nie geheilig nie? Is dit stappe? Moet ek by heiligheid uitkom? Nee, jy is geheilig. Vers 14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Hy het dit vir altyd gedoen, mense, so ons moet daarna gaan kyk. Die volgende geskenkie wat hy vir ons gegee het is verlossing. Ons moet kyk na die verlossing en dan sien ons dat die heel eerste boek is dan Matteus 1 vers 21, dan sê hy, Josef moenie weghardloop nie, want dis uit die Heilige Gees en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sondes gaan verlos. So hoekom het Jesus gekom? Heel eerste werklikheid om sy volk van hulle sondes te verlos. En tot vandag toe preek ons nog sondes en hoe die mens in sonde verval en hoe ons sondes moet bely en al die tipe van goed, wat nie 'n werklikheid is nie. Wanneer jy Jesus Christus aanvaar het as jou lewe, dan gaan kyk ons, dan moet ons sien wat sê die skrif vir ons daarvan. Hoor mooi wat sê hy in Efesiërs 1 vers 7, as hy praat van die verlossing, hy sê in hom het ons die verlossing deur sy bloed, vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Jy het die verlossing. 1 Korintiërs 1 vers 30, dis uit God wat ons in Christus gesit
gesit het, wat vir ons geword het, ons wysheid, ons heiligheid, ons geregtigheid en ons verlossing. Matteus 1, Kolossense 1. Inteendeel Johannes 1 vers 29 sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Want die sondeval was die probleem en die eerste ding wat Jesus kom fix het, wat hy kom regmaak het, is die sonde. Ons moet dit sien, maar ons kom nie oor daai punt nie wat ons onsself maar sien as sondaars. Nêrens in die boodskap na die kruis sê dat jy nog 'n sondaar is nie. Hy sê wel dat Christus het vir ons sy liefde kom bewys toe ons nog sondaars was. Romeine 5 vers 8. Hoor wat sê Kolossense 1 vers 14. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van ons sondes. Mense, vra ons vir iets wat ons het, of is dit ons werklikheid? En as ons nie by daardie geskenke uitkom nie, dan verstaan ons nie, wat sê Jesaja 53, die geskenke wat voorspel word. Hy sê, terwille van ons oortredinge is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Sien, dan praat hy heel eerste in die tweede een, die sonde, hy het kom deel met die sonde, soos Matteus 1, Johannes 1, Efesiërs 1, Kolossense 1, Hebreërs 1, ek kan hulle hoeveel van hulle vir jou opnoem, praat hy daaroor, dan gaan hy verder, dan sê hy, daarna het ons die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So mense, jy sien, ons moet daarna gaan kyk, en dis so belangrik, as hy in Markus 11 dan praat oor die boom, dan sê Jesus vir hulle, dat julle moet net geloof hê, soos 'n mosterdsaad. Jy moet nie baie van jou eie geloof hê nie, want jy moet geloof in God hê. Hoor mooi sê hy dit. Jesus antwoord en sê vir hulle vers 22 Markus 11, julle moet geloof in God hê. Jou geloof moet net 'n mosterdsaadjie, jy moet nie baie geloof hê nie, maar jy moet geloof in God hê, dis wat jy moet hê. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat dit wat hy sê, sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Mense, daarom kom ons, en ons sit, deur sy wonde is ons genees. Moet ons die werklikhede aanspreek, wanneer daai berg in jou lewe kom, daai siekte in jou lewe kom, dan moet jy vir hom aanspreek, jy moet vir jou sê, werp jouself in die see. En dit wat jy glo, sal gebeur. Jesus het in al sy wonderwerke, het hy gesê, gaan laat dit wees soos wat jy geglo het, of soos wat jy geglo het, sal dit gebeur. Baie belangrik, vers 24, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Die Engelse vertaling sê, glo dat jy dit reeds ontvang het, want dit bly jou werklikheid, dit wat Jesus vir jou gegee het. Dis die evangelie, die geskenke van Jesus Christus. Amen.